Gemeenskappe soek veelvuldige benadering om soldate en polisie te help om misdaad te bekamp. In die nuus vanaand, polisie-sersant Fanie Nkosi, wat betrek word by misdadigheid voor die Madlanga Kommissie, bly in aanhouding na 'n klopjag by sy huis. En 'n teaterproduksie vertel van moed, oortuiging en 'n onwrikbare honger na geregtigheid. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Inwoners van die misdaadgeteisterde noordelike gebied van Gqeberha in die Oos-Kaap sê hulle is verlig oor die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag in die gebied. Byna 300 soldate het oor Paasnaweek met hul pligte begin as deel van operasie Voorspoed, 'n nasionale inisiatief om die polisie in die stryd teen georganiseerde misdaad te help. Die soldate en die polisie het al onder meer op Mandrax, Dagga en 'n onbekende bedrag geld beslag gelê. Gqeberha, bekend as die vriendelike stad, gaan gebuk onder geweldsmisdaad en 'n hoë moordsyfer wat gereeld met bendegeweld en gespesialiseerde misdaadsyndikaate verbind word. Sedert 2019 is meer as 1000 bendeverwante sterftes in die noordelike gebiede van die metro aangemeld. Can now finally breathe because this violence taken away our lives. Our children, our pretty world is broken because of it. Our children can't even concentrate in the school because there's crime scenes and everything. These gangsters, they are taking away our freedom and our lives. The police and the army is very small yet and you cannot see it, but the people, we can say truly, give the chance for the police now and the army and we will have that quietness, that happy mood. Die gemeenskap glo egter 'n veelvoudige benadering is nodig om die oorsake van die probleem aan te spreek. This should not be a silo approach. It should be where municipality must be involved. South African human rights is supposed to play a big role in this matter. And then that is the type of things, FET colleges, because when you bring FET colleges in, it will teach our people skills, how to help themselves. There's more murders happening in Kariga than anywhere else at the moment, and now is the time. We don't just want the army here in the northern areas, but also to go to Kariga to enforce the law there, to assist the police, to give them the muscle they require to enforce the law. Altesaam 24 verdagtes is reeds as deel van operasie Voorspoed in hegtenis geneem, 9 in die metro en 15 in die groter Sarah Baartman distrik. Large quantity of drugs and an undisclosed amount of cash were seized. Die polisie sê meer inhegtenisnemings word verwag. Intussen in die Wes-Kaap sê inwoners hulle sien nog nie 'n verandering in hulle gemeenskappe nie. Van die gemeenskapslede is ook van mening dat die weermag nie alleen die diep gewortelde kwessies in geteisterde gebiede sal kan aanspreek nie. Die Bishop Lywes Gemeenskapspolisieeringsforum sê gewelddadige voorvalle vind steeds plaas. Inwoners sê hoewel die weermag wel sigbaar is, moet onderliggende kwessies opgelos word. 2019 het vir ons geleer dat die weermag het nie die oplossing vir die probleme in ons area nie. Ja, die weermag kan inkom om vir ons areas te stabiliseer en vir ons te help om met die crime of misdaad in ons area, maar daar's veel meer nodig om gedoen te word. Gemeenskapslede meen maatskaplike kwessies, soos jong mense wat skool vroeg verlaat en onstabiliteit in families, moet aandag geniet. Tensy ons met daardie dinge deel, sal ons nie kan die issues raakvat in ons areas nie. So ons moet begin deel met issues wat gemeenskaplik van aard is. Inwoners het 'n beroep gedoen op beter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe en plaaslike organisasies in gebiede.
So ek dink ons nie die army in ons community en laat ons as die community vir die army wys wie is die trekmense, waar is die huise, waar is die gevare vir ons kinders en vir ons community. As hulle by die tipe plekke kom waar hulle die goedes nou verkoop, as die almal by die huis of by die yard wat die deelneem, wat is nog net iemand wat daar bly, byvoorbeeld 'n ankel en liefie wat nou op die yard bly, wat nou die goedes verkoop. En nou is hulle ook nou caught up in die mix on. Ek wil nie hulle met onskuldige mense seë maak van baie van die mense wie ook nou tussen hulle is waar hulle die drugs distribute, is die deel van dit nou as hulle nou soos hulle sê hulle die polisie slaat toe, dan word onskuldige mense ook gearresteer of guilty by association. Maar die mense het geen ander keuse gehad nie, maar ook om hulle monde stil te hou. Die soldate sal vir 'n jaar die polisie bystaan. Intussen hoop die gemeenskappe dat die maatskaplike en ekonomiese dryfvere agter misdaad ook aandag sal geniet. Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het nie 'n voorlopige resolusie aanvaar vir die heropening van die straat van Hormuz nie. Die resolusie is voorgelê deur die president van die Veiligheidsraad. Bahrein, tydens die voorlegging sou lidlande saamwerk om die seestraat oop te stel. 11 lede van die raad het vir die resolusie gestem, maar die permanente lede, China en Rusland, was die 2 stemme daarteen. China se vernoot in die bedingings of die bemiddelingsproses, Pakistan, het buite stemming gebly. Die resolusie het aanvanklik die gebruik van militêre mag ingesluit, maar is afgewater nadat China die gebruik daarvan geveto het. Die gewysigde resolusie het wel optrede van 'n sogenaamde verdedigende aard ingesluit. Die wêreld hou weer eens sy asem op te midde van die FSA se spertyd aan Iran, wat om 2 uur môreoggend Suid-Afrikaanse tyd verstryk. Die president van die FSA, Donald Trump, het Sondag op sy eie sosiale media platform Truth Social aan Iran gesê om vrye deurgang in die straat van Hormuz binne 48 uur toe te laat, andersins gaan die land se kragaanlegte en brûe geteken word. Iran het aangedui dat hy die eis verwerp en het hommeltuigaanvalle op Amerikaanse militêre teikens in Saudi-Arabië en Kuwait uitgevoer. Volgens satellietbeeldmateriaal het die Iranse weermag 8 teikens by die VSA se helikopterbasis in Saudi-Arabië getref. Op sy Truth Social platform het Trump weer gedreig dat 'n hele beskawing vanaand uitgewis kan word. Hy het in dieselfde boodskap gesê dat daar 'n totale regimeverandering in Iran is. Die woordvoerder van die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal, Stefan Dujarric, het intussen gemaan teen die oortreding van internasionale humanitêre reg. That civilian infrastructure, including energy infrastructure, may not be attacked, even if specific civilian infrastructure were to qualify as a military objective. International humanitarian law would still prohibit attacks against them if they may be expected to cause excessive incidental civilian harm. Israel het Iran se burgers op die sosiale media netwerk X gewaarsku om treine, treinstasies en spoorlyne te vermy. Kort na die waarskuwing het 'n skietgeveg voor die Israeliese ambassade in Istanbul uitgebreek. Volgens owerhede in Turkye is 'n aanvaller doodgeskiet en 2 ander gewond. Ontploffings is intussen op Iran se Garg-eiland gehoor, maar geen olie-infrastruktuur is getref nie. Iran se media berig dat 'n spoorlyn, brûe, kragdrade, 'n lughawe en 'n petrochemiese aanleg in die jongste aanvalle op die Iranse vasteland getref is. Die ministers van buitelandse sake van Iran en Qatar het telefonies kontak gemaak om die oorlog en hul bilaterale bande te bespreek. Qatar het Iran gestream vir die aanvalle wat op hom afgevuur is om Amerikaanse teikens te tref. Trump het al 3 keer tevore ultimatums aan Iran gestel om die straat van Hormuz oop te stel. Die ultimatum is elke keer uitgestel. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans. Bly gerus ingeskakel. Bykans 6000 mense wat landwyd hulle huise kwyt is in die geweld van die vroeë jare 90 gaan behuisingshulp kry.
President Cyril Ramaphosa het in Ndedwe in KwaZulu-Natal die Waarheid en Versoeningskommissie of die WVK se vergoedingsprogram vir behuisingshulp bekendgestel. Ndwedwe is 'n landelike en grootliks onderontwikkelde munisipale gebied 60 km buite Durban. Die WVK het die gebied uitgewys as een van die wat ergste geraak is deur geweld in die laaste jare voor die demokratiese oorgang. Honderde mense is dood en duisende ontheem. Van die WVK se lys slagoffers is ongeveer 220 families tot dusver nagegaan en bevestig. Meer as 30 jaar na die oorgang gaan om en by 6000 mense landwyd behuisingstoelae of nuutgeboude huise ontvang. Slagoffers het deur die dekades frustrasie uitgespreek oor die stadige vordering. Die regering sê egter dat in die 23 jaar sedert die vergoeding goedgekeur is, daar betekenisvolle vordering gemaak is. We are giving effect to our long-standing commitment as government to reparations for victims of apartheid, as well as to our obligations under the Constitution to advance the right to human dignity. We'll be able to conclude it this year based on our regulations, based on our engagements with communities and beneficiaries across the country. So the team has been in communities, registering the individuals across the country, registering the people, talking to them. As you say, majority of them are old women today. Die toelae, huise en opvoedingssteun word befonds deur die Presidentsfonds wat gestig is vir die doel. 5 vermeende dwelmmyle wat verlede maand by OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem is, sal na verwagting onderskeidelik môre en donderdag in die hof verskyn vir borgtog aansoeke. Die polisie sê die vroue was op pad na China via Dubai toe hulle betrap is met dwelms ter waarde van sowat 5 miljoen rand. Die dwelms was onder meer in hulle klere en tekkies versteek. Ons werk saam met die Lughawensmaatskappy Suid-Afrika, AXA, en met dit wat in plek is en ook die sekuriteitsmaatreëls wat in plek is, het ons genoegsame hulpmiddels by die lughawens, maar ons verwelkom enige inligting wat vanaf die gemeenskap kom, wat kan bydra tot arrestasies van syndikaate en ook dwelmmyle wat hul pad vind na die lughawens. Die polisiesersant Fanie Nkosi het vlugtig in die Pretoria Noord Landdroshof verskyn nadat hy donderdag tydens 'n klopjag by sy huis in hegtenis geneem is. Hy bly in aanhouding tot sy borgtog aansoek volgende week. Tydens die polisieklopjag is daar beslag gelê op 6 dossiere en verskeie gelisensieerde vuurwapens. Die klopjag is uitgevoer nadat verdagte aktiwiteite by sy huis aangemeld is. Nkosi het berig geword na sy verskyning voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek na korrupsie en inmengery in die strafregstelsel. Daar word beweer dat hy die middelman was tussen senior polisielede en vermeende kartellede. 7 gelisensieerde vuurwapens is tydens die klopjag in Nkosi se huis gevind. Al 7 is in sy naam geregistreer. 4 van die vuurwapens was in 'n kluis, 1 was onder 'n matras, 1 onder sy bed en 1 in sy voertuig. We are investigating further to ascertain why he would be in possession of certain dockets. Like I mentioned, the cash and transit robberies, your car hijacking cases, and other serious and violent crimes. I think what's also of concern is that he was still in the possession of a ballistic report of a cash and transit robbery that happened in Limpopo. So all these are under investigation to ascertain, because you all know that, you're all aware that he is a detective. It's nothing strange if he's in possession of dockets, but it should be dockets that he is assigned to, that he is mandated to investigate. But given that he is on suspension, then he shouldn't be in possession of any SAPS property. Die polisie het nou spanne ontplooi om vas te stel waar die dossiere geregistreer is en hoe hy dit in die hande gekry het. Een van die dossiere was 'n kopie van die oorspronklike. Die polisie moet ook vasstel of Nkosi 'n rol gespeel het in die sluiting van die sake.
The accused is currently facing 3 counts of failure to safeguard firearms. He's also facing 8 counts of failure to safeguard ammunition. In terms of the evidence of the dockets, he's facing a charge of defeating the administration of justice, and then he's also facing a charge of failure to mount a safe. 'n kontant bedrag van R50.000 is ook in Nkosi se huis gevind. Die staat sê hy sal Nkosi se borgtog aansoek volgende week teenstaan. Die Pretoria Landdroshof het borgtog van R50.000 toegestaan aan die 53-jarige polisiekaptein Johannes Jansen van Rensburg, wat aangekla word van bedrog en diefstal. Van Rensburg het in die finansiële departement van die polisie se beskermings- en sekuriteitsdienste afdeling gewerk. Hy het na bewering R5 miljoen, bedoel vir BBP beskermings- en reiskoste, uit die polisie se finansiële stelsel vir sy persoonlike doeleindes gesteel. Die polisiediens teen korrupsie-eenheid het van Rensburg oor die naweek in hegtenis geneem na interne ondersoek. Die ondersoek het verdagte transaksies ter waarde van miljoene rande aan die lig gebring. Van Rensburg is geskort hangende verdere ondersoeke en is weer op 30 Julie terug in die hof. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Theaterliefhebbers in Kimberley, in die stad van diamante, het 'n theaterstuk wat ongeregtigheid in die post-apartheid demokrasie uitbeeld goed ontvang. Lere Tabetse is 'n roerende theaterreis wat 2 jong vriende volg wat verbind word deur moed, oortuiging en onwrikbare honger na geregtigheid. Die toneelstuk beklemtoon die belangrikheid van aktivisme en die rol van die samelewing wat die samelewing speel in die hantering van probleme binne in gemeenskappe. Equality in a society that is disability. Theater wat die werklikheid weerspieël. Kontemporêre kwessies soos mislukking in dienslewering neem die middelpunt in. In today's society, the play is very important as it addresses lived experiences of marginalized people. So it brings up topics of how marginalized people are and it expresses their lived realities. And it also teaches people to be considerate of others and also so that we are able to all live in a just world. We have access to everything. We're still struggling here and there. We have access to healthcare, we have access to medication, but we are reminding people that there was a time when there was no color to these things and we are taking them back to what the revolution is. Die toneelstuk wys ook op die belangrikheid van 'n sterk burgerlike samelewing en 'n aktivistiese gemeenskap. It basically unpacks the work that the civil society has been doing for many years within different communities and from different sectors. So it's just a reflection of where does civil society move to from where they were and still trying to keep government accountable. Die opvoering en die onderwerp vind aanklank by die gehoor. It addresses what our communities are going through, the social ills, drug, HIV and AIDS, and those are issues that are close to our hearts that we need to tackle from Khalishewe, from Kimberley, and also in the province in Northern Cape. Die Noord-Kaapse toneelstuk met plaaslike akteurs hoop om befondsing te kry om die toneelstuk nasionaal en moontlik internasionaal te neem. Ulrich Hendriks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Bly gerus ingeskakel. Ons is net hierna terug na die reklamebreek. En daarmee moet ons groet vanaand. Ons wens jou 'n baie mooi aand verder toe. Totsiens.